hy se rus met 'n krag van 200 Newton oor grove horisontale oppervlakte, die senter of wrywing. As die kinetiese wrywingskrag tussen die krag en die oppervlakte tot 120 Newton is, bereken die snelheid van die kruit na 8 meter. Okay. Toe het ek vir jou gesê jy moet 'n kragtediagram gaan teken. Okay, want jy weet as jy die arbeid moet gaan uitwerk, dan kort jy die hoekie. So dat ek hom net connect. As jy die arbeid moet gaan uitwerk, dan kort jy die hoekie, die theta tussen die krag en die verplasing. Okay, so dit weet jy, dit gaan jy moet hê. So jy teken jou kragtediagram, in jou kragtediagram het jy die normaalkrag, gravitasiekrag, die toegepaste krag en die wrywingskrag. En dan het ek met 'n ander kleur en apart nou net omdat dit 'n bietjie confusing sou kon wees, maar jy kon ook hier net, ag man, skus, naby gaan skryf het, hier is die verplasing. Ek doen dit 'n ander kleur, ek maak hom nie vas staan nie, want dit is nie 'n krag nie. Okay, verplasing is 'n vektor, ja, grootte en rigting, maar is nie 'n krag nie, is nie 'n Newton gemeet nie. Okay, dan wil ek weet, wat is die snelheid na 8 meter? Waar gaan ek snelheid kry in daai kinetiese energie formule? Daai formule? Okay, want hierdie formule sê vir jou die verandering in kinetiese energie. So dit beteken, dit gaan wees 'n half mv kwadraat final minus 'n half mv initial kwadraat. Okay, so daai final gedeelte is waar ek my eindsnelheid gaan kry. Okay. Goed. Dan het ek nou elkeen van hierdie kragte, nou 2 van hulle gaan ek outomaties sommer net sê plus 0. Watter 2 is dit? As jy kyk na die kos van 90 grade, as jy dit intik in jou sakrekenaar, kos 90, dan kry jy 0. So tussen Fn en X is daar 90 grade en tussen Fg en X is daar 90 grade. So hulle is outomaties 0. So ek gaan dit net, as ek dit neerskryf, gaan ek sê plus 0 plus 0. Okay, so hierso het ek F delta X cos theta plus Fk delta X cos theta plus 0 plus 0. Moet ons daai F delta X cos theta by so ons dadelik vervang? Jy kan dadelik in vervang. Ja. Okay. Goed, so ek het nou al my formules neergeskryf. Nou gaan ek my waardes invul. Die eerste ene is die toegepaste krag, sê hulle vir my is 200 Newton. Die verplasing is na 8 meter. En nou kort ek die hoekie. Wat is die hoekie? Die hoekie is tussen die toegepaste krag en Fx. So tussen die toegepaste krag en Fx is die hoekie 0, so dis cos 0. Cos 0 is nie 0 nie, né? Cos 0 is 1. Plus die wrywingskrag is 120 maal 8 maal die kos van, as jy kyk, daar is X, daar is Fk. So hulle is in teenoorgestelde rigtings. Teenoorgestelde rigtings, so daar is 180 grade. So plus cos 180 grade. Is gelyk aan 'n half, die massa is 50, die finale snelheid wil ek weet, en die beginsnelheid is 0, want dit is vanuit rus. Vraag, George. Moet ek nie sê ek kies regs as positief, so daai Fk wat wrywing is dan negatief, so is minus 120. Seker dit sê nie. Hoekom nie? Hy maak hom 'n minus, maar hy maak hom 'n minus nie vir die rigting nie. Hy maak hom 'n minus omdat wrywing energie wegneem uit die stelsel uit. Okay? Onthou, hierdie ding en hierdie ding is joules. Dis energie. Dit is 'n skalaar. 'n Skalaar het geen rigting nie. Daarom sit jy nie 'n minus daar nie. Daai maak hom 'n minus omdat wrywing energie uit die stelsel uit neem. En die toegepaste krag voeg energie vir die stelsel. Is jy nou met my? Okay. Goed, en as jy hom nog gaan uitwerk met jou sakrekenaar, Reinhard, het jy jou huiswerk gedoen? 5,06. Wag, ek luister vir jou.
huiswerk gedoen? Hande op. Ek het wat probeer. Geprobeer. Ek is bly jy het geprobeer. Baie bly. En ek is trots op die mense wat dit wel gedoen het. Ek het die vorige huiswerk gedoen. Ek het dit nooit gemerk het nie. Wat het jy het ek vir huiswerk gedoen? Ja, die vriendin. Wel, ek het al van daai vraag 5,06, is dit weer reg gekry? Nee? 5,06. Okay. Dit per sekonde moet ons sê regs of iets. Bereken sy snelheid, ja, dan gaan jy sê dit is regs. Sy het gesê bereken sy spoed, dan gaan jy... Het hy nog 8 meter stil gaan staan? Nee. Nee, hy was stil aan die begin en na 8 meter van die konstante stoot beweeg hy net. So daai nou is die begin. Okay. Is julle met my? Nou is ons by 'n bietjie meer complicated som. Hierdie is 'n ou eksamenvraag wat ek gaan uithaal het. So ek dink as jy deur ou vraestelle kom of so dan sal julle hom dalk herken. Ek dink ek het al die waardes net so glo, maar nou ek kan nou net. Anyway, dis sê daar, 'n 5 kg krat gly. Gly beteken niemand stoot hom nie, niemand trek hom nie. So daar is nie 'n toegepaste krag nie. Gly teen 10 meter per sekonde verby A. So daar is 'n storie voor A. Ons begin dit by A. By A is 10 meter per sekonde. En nou aanbeweeg totdat dit verby D beweeg teen 15,38 meter per sekonde. A tot C is wrywingloos, terwyl C D wrywing bied. Okay. So, wat jy nou gaan doen, is jy gaan jou highlighter vat en spesifiek soek ek eintlik 'n groen en 'n rooi highlighter. Pink. Man, oranje, pink. Dit is highlighters ook hier voor. Okay. Vat eers jou groen highlighter of jou gele of wat ook al wat jy het. En dan highlight jy daai deel vir my. Daai deel wat nie wrywing het nie. Hy het nie wrywing nie, so jy weet hierdie werk is veronderstel om easy peasy te wees. Easy peasy. Okay. Maar ons het twee soorte bewegings. Ons het lineêre beweging en ons het iets teen 'n diagonaal, teen 'n skynsvlak. Okay. As dit teen 'n skynsvlak is en daar is geen wrywing, dan beteken dit ons gebruik die wet van behoud van meganiese energie. So daar's geen wrywing, daar is teen 'n skynsvlak, so ons gebruik die wet van behoud van meganiese energie. Dis mos wanneer hy kan beweeg en af. Yes. Okay. Dan sien jy hier het ek 'n lineêre beweging. Daar kan jy klomp goed gebruik. Jy kan gebruik Newton se wette, jy kan gebruik momentum, jy kan gebruik bewegingsvergelykings, klomp goeders. En dan haal jy jou pink, rooi, pers, oranje highlighter uit en dan sê jy hierdie ene. Is nie maklik nie. Dit kan maklik wees vir baie mense, maar ek moet net bietjie versigtig wees. Okay? Want daar is wel wrywing en daar's 'n verandering in 'n rigting. Hy gaan regs en hy gaan op. So vir myself sê daar's wrywing en verandering in 'n rigting. So dit wil sê die arbeid energiestelling. WE is vir arbeid energie. Okay. Beplanning is gedoen. Daar het ek vir jou al die inligting gegee wat ek kon gee. Behalwe hierso het ek nie sy spoed. Het ek ook nie sy spoed. Hierso is sy spoed 10 en hierso is dit 15,38. Ja, verder is alles ingevul. Okay. Nou sê hulle vir jou, bereken sy spoed by B, punt B. Okay, so ek gaan natuurlik na hierdie gedeelte kyk nou. Nee? Okay. So 2A het ek die wet van behoud van meganiese energie. Carla,
Hoekom gebruik ek nou weer daai wet? En dan Lumay, jou vraag gaan wees, wat is meganiese energie? En dan Colby, jou vraag gaan wees, geef my die wet van Bout van meganiese energie. Ja. Carla, wat was jou vraag nou weer? Hoekom gebruik ons daai formule? So my vraag is, hoekom doen jy Ja, ek vra nie wat is dit vir hoekom gebruik ons dit? Hoekom uit al ons duisende miljoene formules wat ons het, hoekom by hierdie som gebruik ons dit? Dat is nie dreiging nie en daar is 'n verandering in 'n rigting. OK. Goed, my jou vraag was, wat is meganiese energie? Yes. En Colby, wat is die wet van Bout van meganiese energie? Die totale meganiese energie in 'n geïsoleerde stelsel bly ontstaan. Pragtig. Wat is 'n geïsoleerde stelsel? Hy is daai aan. 'n Stelsel is geïsoleerd en het die reservekrag wat op die stelsel uitwerk. Mooi. Jy moet jou definisies gaan leer. Ek dink volgende periode gaan ons 'n spoedtoets moet doen of iets. Asseblief, jy vrae gaan verseker vergeet as dit na die vakansie. Ek sal nou begin uitskryf. Ja. Maar dan het jy geleer. OK. So hierdie is mgh plus 'n half mv kwadraat aan die begin is gelyk aan mgh plus 'n half mv kwadraat aan die einde. Onthou jy hoef nie hierdie stappies te wys nie. Jy kan net een formule gaan neerskryf, maar nie een van hierdie twee formules is op jou datavel nie. Punt nommer 1. En punt nommer 2 is ek skryf myself altyd hierdie neer want ek vergeet soms om goed in te vul. En as ek sê ek, bedoel ek soos ek toe ek op skool was, so oud soos julle. Want jy is verspanne, verstaan dis fisiese wetenskap, of jy nou van 'n rede verstaan werk jou brein net nie as jy daai woord hoor. OK. Goed, so ons vergelyk wat? A en B. Sharp, OK. So by A, die massa is 5, G is 9,8 en die vertikale hoogte is 12. Plus 'n half maal met 5 maal met 10 kwadraat. Okay. Goed, by B is die hoogte 0 en dan het ons 'n half maal 5 maal met 4 kwadraat. Wat trek ons met ons vra? Dian. Ek weet nog al dat ons nie mooi is op pad nie. Ek weet nog al hoe te doen. Dat is op 'n Vrydag die fisies het. O, Lekker is. jy weet wat dit beteken. Veel meer. Ek niks huis reg kry met daai. Juffrou was het hier gaan. Ons moet op 'n Vrydag nou. Okay, dis dan. En juffrou is af op 'n Vrydag. Slim. Dag. Dis 5 nie 50 kg nie. Dis my voorwerp 18,10 dis maar 3,1 meter per sekonde. En dit maak vir sin hierso dat sy spoed soveel is van hy gly af. Hy beweeg al hoe vinniger. Sy moet vinniger wees as daarbo. En onthou, in wetenskap werk ons met jou fout van die een vraag na die volgende. So sê nou maar jy het nou gedeel deur 50 en jy kry 'n antwoord en sin maak nie, dan werk ons met jou fout, né? Okay, dan die volgende een vra hulle vir jou. Wat is die spoed by punt C?
.c. Kom ons dink gou. Ek voel as ek het 'n sweetie gehad. Ja, ek het 'n chappie. Nee, dit is sweetie. First sweetie. Jo, dit is lekker sweetie, so lekker hulle weg hè. Okay, first sweetie, wat is die sê dan? Ek moet stel dit te sê. Ek sê hier maak ek dit ja. 18,3. Hoekom? Want daar's nie wrywing nie. So niks laat gestadige beweging. En Die wet van lineêre momentum. Ag van die meganiese energie gaan dieselfde bly. ja, en ons het toegepaste krag. Ja. Ja. Okay, mooi. So omdat daar nie wrywing is nie, omdat niemand dit stoot nie, is daar niks wat sy energie vat nie. So sy spoed bly net presies dieselfde. So die spoed is daar 18,31. Daar is die 1 hoor. Okay. Right, so die spoed by C is gelyk aan die spoed by B wat 18,31 meter per sekonde is, want daar's geen wrywing of toegepaste krag nie. Okay. Goed, dan by vraag C, vra hulle vir jou. Bereken die arbeid verrig deur die wrywingskrag. Ricardo, gee asseblief vir my die simbool van wat ons gaan uitwerk. Soos nie die eenheid nie, soos die simbool. In my soos info-tabel, nê, gaan ek skryf waar gaan my vraagteken wees. Nee. En dis jy hoekom ek vra want baie kinders maak dit fout elke jaar. Hy sê vir my juffrou, is dit nie FK nie? En dit is wat ek wil hê jy moet mooi oplet. Bereken die arbeid verrig deur die wrywingskrag. So ja, wrywingskrag maar nie wrywingskrag nie, die arbeid as gevolg van die wrywingskrag. Dis wat ons wil gaan uitwerk. Weer wil gaan uitwerk. Okay, baie kinders maak Ek wil eintlik sê ek dink 50% gaan die fout maak in die eksamen. Is dit WFK of NW? Jy kan sê W of WFK, want jy kyk na die arbeid van 'n spesifieke krag. Okay, so jy wil die arbeid gaan uitwerk. Right, so hier gaan ek gou my formule neerskryf. Nou jy sien dis baie plek want ek gaan ek wil dit op 2 maniere doen. En ek wil eers 'n fout maak. Okay. Nou, jy kan, maar jy hoef nie. Okay, as jy kyk hierna, nê? Dit is my eerste reaksie. Sê bereken die arbeid verrig as gevolg van wrywingskrag. Okay, die arbeid as gevolg van wrywingskrag. Het ek die grootte van die wrywingskrag? Nee. Okay. So hierdie is my ding, maar luister jy ek kan dalk weer gebruik nou eers die wrywingskrag van uitwerk, maar die vraag gaan wees gebruik energiebeginsels. So jy kan tegnies nie aan Newton se wet toe gaan om die FK uit te werk. Okay. So jy kan dit doen, jy sal die antwoord uitkom, want dis nie wat hulle wil toets nie, so hulle gaan vir daai roete opsie gee. Dit is nogal so. Nee. Ja, maar soos jy verstaan jy van hy kry die regte antwoord en mense dink mos dieselfde. Ja, maar onthou op skool wil ons sê jy moet 'n konsep oefen. Vir ons ek wil jy moet hierdie konsep kan doen. Kom op universiteit. Ek het nou nog nagmerries oor dan skryf jy 50 punt toets, daar's 5 vrae. Die vraag is daar en dan sal so 'n blokkie. Wanneer jy jou antwoord skryf en dit tel 10 punte vir daai blokkie. Hulle gee nie om hoe jy raai kom nie. Jy kry 10 punte vir daai blokkie. Nee, ek is asseblief gaan my punt vir my bewerkings of my idees of dat ek op die regte pad is. Norm. Dit die regte wêreld werk. Selfs met reg is vol, maar dis verkeerd is ja. Ja. So jy gaan daar kom. Jy gaan in jou lewe daar kom wat hulle nie omgee hoe jy daar uitkom nie, maar nou op skool is ons werk om jou te leer want dan moet jy eendag dit kan gebruik. So. Okay. Goed. So nou werk my kop. Arbeid gevolg as wrywingskrag. So arbeid. Daar's 2 arbeidformules. Ons het W netto is gelyk aan die verandering in kinetiese energie en W en C is gelyk aan die verandering in die kinetiese energie plus die verandering in potensiële energie. Dis met 2 formules. Okay. Jy kan regtig enige een van die 2 formules gebruik. Ek wil vir jou sê 99% van die tyd kan jy kies. Enige een van die 2 kan jy gebruik en daar gaan altyd 'n maklike roete wees en daar gaan 'n moeilike roete wees. Okay, so dit maak nie saak watter een jy kies nie. En ek kan dink aan een som wat
jy net die een kon gedoen het. Okay, maar verder kan jy enigeen van die twee doen. Maar wat ook al een jy kies, moet jy die kragtediagram gaan teken, want jy wil die hoekie gaan kry tussen die krag en die ding. Okay, so kom ons kyk gou. Ons het hier, as hy daar op beweeg, dan het jy gravitasiekrag na die middelpunt van die aarde. Stoot iemand hom op? Nee, is besig om te gly, nee? So niemand stoot hom op nie. Daar is normaalkrag, loodreg met die oppervlakte, maar daar is wel ook wrywingskrag in die teenoorgestelde rigting van beweging. In watter rigting beweeg hy? Daar beweeg hy. Op met die oppervlakte. Nou, die volgende ding, en ons het dit gedoen in die vorige les, geleer daarvan, nou wil ek hier moet begin toepas. Die volgende ding wat ek moet, is jy gaan neerskryf, watter van hierdie kragte is nie konservatiewe krag? Wat is nie konservatiewe krag? Kontakkrag. Okay, so dit is een wat die kontak maak, en ons het gesê, ons gaan nie na normaalkrag kyk nie, want dit is onafhanklik van die roete wat gevolg is, nee? So ons kan sê, dat gravitasiekrag is konservatief, maar jy sal nou sien ek skryf het in Engels, want die formule in jou notas is actually Engels, van jou datavel, so FG is conservative, en FK is non-conservative, en nie konservatiewe krag. So dit is nou so maklik om FK net met gravitasie te doen. So net opsplit. En Newton's wet is baie maklik. O, ja. Okay, goed. So nou kyk ek gou vinnig. My reaksie, eerste reaksie, sê vir my, wait a minute, as ek na hierdie formule kyk, okay, het ek die snelheid voor hy opgaan by styfheid? Ja, het ek om teen die einde? Ja. Het ek die hoogte onder? Ja. Het ek die vertikale hoogte bo? Ja. Die arbeid is volgens die nie-konservatiewe kragte. Wat is die nie-konservatiewe kragte? Letterlik net die wrywingskrag. En dis die vraag. Bereken die arbeid as gevolg van die wrywingskrag. So in my kop, in hierdie som, is hierdie die makliker som te doen. Okay, ons gaan albei doen. Dit teken NC nie konservatiewe. Net die nie-konservatiewe krag. So, ek gaan gou net 'n nota maak vir ons. Net in hierdie som. Aan elke som is anders, want hierdie som is die nie-konservatiewe kragte is slegs die wrywingskrag. Okay, goed, so hierso gaan ek dan met daai ene en C is gelyk aan die verandering in kinetiese energie plus die verandering in potensiële energie. Jy mag ons nou skryf FK in plaas van AB en C. So nou gaan ek, as ek het, ja, jy kan so, ek gaan so gaan. Jy begin met die formules soos wat op die datavel is. En dan kan jy hom begin en chop and change soos wat jy dit nodig het. Onthou, verandering beteken minus. Jy maak grappies hierso. Jy het so baie vergelykings nou met velocity en mass en velocity, momentum, kinetiese energie, die formules. So baie kinders vergeet weer eens hulle squares. Simpel fout. Okay? So moet dit nie vergeet nie, moet nie jou halwe vergeet nie. Onthou verandering. Net sê jy moet reg op fokus. Verandering beteken minus. Die verandering minus plus. Baie kinders skryf hierso plus en dan hierso minus en dan hierso plus. Okay, so mooi jy moet die formules gaan oefen. Okay. Wat is die massa van hierdie ding? 5 kg, nee. En sy snelheid daar is 15.38. Moenie jou square vergeet nie. Wat is daai hoogte? 3 meter. Waar trek ons met ons vraag? George, terug by jou. Okay.
Jy moet 'n minus antwoord kry. Ja. Maar kyk, ek is nie die beste met die kalkulator nie. Dis mos 3-8. Kry dit vir jou? So dat voel so net, aha, is my ding. Nee, jy brug gekry. Sê weer? Nee, jy brug gekry. Minus 99,78. Dus ek het minus 100. Stop, ek wil gaan kyk wat jy gedoen het daar. So minus 99,98 joules. Jy mag nie antwoord in negatief los nie. Moenie ek moenie delete nie. Ek wil sê wat jy gedoen het. Wat het jy gedoen? Ek het 15.35 in plaas van 15.38. Ja. En dan het soos 'n 50. Ja, ek weet, ek het daar self wat gemaak. Verlies aan energie. Onthou jy los nie antwoord in 'n negatief nie. Dan negatief beteken jy het energie verloor. Ja, is reg, 0,78, ja. Ek het regtig hier my kalkulator die eerste keer reg gebruik. So sal goed wees as jy dit doen, ja. Elke keer het ek presies dieselfde ding en dan kry ek my antwoorde. Okay. Nou wil ek gou vir jou wys as jy die ander een gedoen het. Okay, dat jy presies by dieselfde antwoord uitgekom het, maar hy sou 'n bietjie meer dinkwerk gevat het. Geverg het. Okay, so as jy hierdie ingevat het, weer net is gelyk aan die verandering in kinetiese energie en ons het mos nou al daai verskillende kragte gaan neerskryf, gaan teken. So dit is die arbeid as gevolg van normaalkrag plus die arbeid as gevolg van wrywing plus die arbeid as gevolg van Fg is gelyk aan die verandering in kinetiese energie. Onthou dit is die netto arbeid. So jy moet hulle almal neergeskryf. Alhoewel jy weet normaalkrag gaan 0 wees, jy skryf hom neer. Dan sê jy goed, hierdie een is mos nou 0, want hy is 90 grade, plus Fk delta x cos van theta, plus Fg delta x cos van theta is gelyk aan 1/2 mv kwadraat minus 1/2 mv in die kwadraat. Okay, nou gaan ek my waardes, Pietie, my waardes gaan invul, ek het 'n fout gemaak, maar toe mag ek nou sê. Hoe werk net daai hoek uit van die gravitasie? Ek gaan nou vir jou wys, want in hierdie metode is daar nog 2 maniere wat jy kan gaan. Nee, So ek wil nie, ja, anyway, mens kan lekker diep hier ingaan, maar mens hoef nie. Okay, ek het nou 'n fout gemaak. Die fout wat ek gemaak het is, hulle vra wat is die arbeid as gevolg van die wrywingskrag, né? Arbeid as gevolg van wrywingskrag, nie? Wat is wrywingskrag? So ek het hierdie ding nou al nodiglik gaan uitskryf in al sy nummers. Okay, so dit is die fout wat ek gemaak het. So ek gaan net skryf WFK. Okay, goed. Plus. Nou kort ek die gravitasiekrag. Hoe bereken ons nou weer gravitasiekrag? Massa maal met 9,8. So dit is 5 maal 9,8. Okay? Dan kort ek die verplasing delta x. Okay, hy opgaan. So daar is Fg, daar is delta x. Okay, so waar is delta x? Daar is wat hy opgaan. Het ek daar afstand? Ons kan hom gaan uitwerk. Hoekom? Want ons het 30 grade en ons het 3. So dit is sin, die sin van 30 is teenoorstaande oor skynsy. So daai uit te werk gaan wees, ek gaan sê x is, yes, like it. Nou kan ek eweskielik nie my wiskunde doen in my koppie. Die sin van 30 grade is 3 oor x. So x is 3 oor sin 30. En dit gee vir jou 6 meter. Okay. Goed, so dit gee vir jou 6 meter. Ek gaan hom net gou highlight. So daai 6 meter is daai 6 wat ons daai het. Okay, so daai 6 meter wat ek op bo uitgewerk het, is dan nou daai 6 daaronder. Nou kort ek die hoekie cos
Wat is daai hoekie nou weer? Ek gaan gou weer op na my skets toe gaan. Daai hoekie is tussen, daar's FG, reguit af na die middelpunt van die aarde. Daar is my verplasing. Wag net gou. Ai, Piet. Daar is my verplasing. OK, en hulle sê vir my hierdie hoekie is 30 grade. So ek soek die hoekie tussen FG en X. OK, so ek soek daai hoekie. Hierdie hoekie weet ek is 90 grade. Dan beteken dit hierdie hoekie is 60 grade. So wat is daai hoekie dan daar? Is 120 grade, want dis mos die iets van 'n reguit lyn. Wat ek al. Hoekom 'n reguit lyn? Dan. As daai net so. So kos 120 grade. Okay, plus 'n half maal met 5. Die finale snelheid is 15,38 minus 'n half maal met 5 maal met 18,31 kwadraat. En ek het gecheck of jy regstelle antwoord kry nie. Nee, Ek dink jy moet gaan weer jou rekenaar sakrekenaar skills oefen. En jy kan nie daarmee stry nie. kan nie ongelukkig. Hoe moet ek nou 'n ander antwoord kry? O, ek moes geminus het. Ag, Piet. Dink jy van Ek het ook net nou gedoen. Dankie lief vir my tyd. Ja, kry dit. Kry dit. Ja. En seker nog ek kry dit. Yes, presies dieselfde. Minus 99,78 joules. Okay. Julle wat by 'n ander juffrou dit opsplit, nê? Nee? Ek kan nie eens onthou as dit dan. Ja, dit gaan net. So en so. Hierdie ene gaan ons wees kos 90, so dit gaan niks wees nie. En hierdie ene gaan wees kos sin. Ag jy moet hom eers gaan uitwerk, nê? Nee? Hy gaan sin, dit gaan Gaan eers kos wees om hom uit te werk. sin. O ja, sin wees om hom uit te werk, ekskuus, ja. En dan gaan dit wees die ander hoekie gaan wees. Nee, ja, kos 180. Maar En dan sy presies dieselfde. en dan die X gaan wees ook 6 meter. Ja. En dan sy presies dieselfde soos daai. Ja. Ek sal maar wou met die eerste dis waar hy hoekies en goed is. Ja, maar dis kom ek sê daar's klomp maniere om met die een som te doen. En party is maklik, party is moeilik. Dit hang af hoe jou kop gewire is. Het jy hom gekry, Jan? Okay. Juffrou, Ja. ek het gekry dadelik as positief. Nee, dan het jy hierdie twee verkeerd om ingesit. Dit kom gou weer in. Het hom negatief kry, hoor. Okay, kom ons kyk gou na die laaste som daar. Okay, sê dit vir jou. 'n Bal met 'n massa van 250 gram. Okay, bing 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 bing. 0.25 kg word vertikaal na bo gegooi met 'n oorspronklike snelheid van 8.4 meter per sekonde. Dit bereik 'n maksimum hoogte van 3.2 meter. Okay, so jy kry die idee, jy gooi die bal op en maksimum hoogte is waar sy snelheid 0 is, né? Nee? Bereken die arbeid verrig deur lugweerstand terwyl dit opbeweeg. So hierso het ons lugweerstand. Die waarde van die gemiddelde lugweerstandskrag, so hulle wil weet wat in Newton, en dan die snelheid van die bal wanneer hy na sy oorspronklike hoogte terugkeer. En hierso is waar jy nou nie bewegingsvergelykings na gaan kyk nie, want
Met bewegingsvergelykings ignoreer ons ligweerstand en nie duidelik is ligweerstand. So met bewegingsvergelykings het ons gehad, as die snelheid hier is x, dan is die snelheid hier minus x. Maar hier is ligweerstand. So dit gaan nie die snelheid wees. Okay. So kom ons kyk eers na wanneer hierdie bal nou op beweeg. Okay? Moet ons 'n vrye liggaamsdiagram gaan teken. So die bal beweeg op. Is daar 'n toegepaste krag op? Ja. Nee, ons gaan kyk van die oomblik wat hy met momentum. Maar jy het hom ons gegooi. Ja, onthou ons kyk na hom. Wanneer gaan daar ligweerstand wees wanneer hy in die lug is? Wanneer hy in die lug is jou hand nie meer op hom nie, dan beweeg hy op. So jy kyk na hom vanaf die oomblik wat hy jou hand verlaat het. Okay, so daar is nie 'n toegepaste krag op nie. Daar is gravitasiekrag af na die middelpunt van die aarde, sowel as die wrywingskrag, die lugweerstandskrag. Okay, en onthou hy beweeg nou op. Okay, nou vra ek vir jou, bereken die arbeid verrig deur die lugweerstand terwyl dit opbeweeg. Weereens, my eerste reaksie is as ek hierdie doen, wil ek sê, okay, die arbeid as gevolg van lugweerstand is lugweerstand delta x cos theta. Maar het jy daai F krag? Nee, jy het hom nie. Dit is die volgende vraag. Gaan bereken hom. Jy het nie sy krag, so jy kan nou voorbeelde gaan gebruik. Terug na jou diagram toe. So as hulle in so 'n geval by die volgende vraag vir jou daai ene vra, en jy het by A dit gedoen deur om uit te werk en jy het by die volgende antwoord weer die eerste punt van die punte verloor. Nee, ja, maar nie die som weer oordoen. Net daai selfde som weer oor. Ja. Okay. Goed, so ek gaan terug na my diagram toe. Sê ek okay. Hierdie is mos 'n nie-konservatiewe krag en hierdie is 'n konservatiewe krag. Okay, so nou kan ons weer gaan kyk. Gaan ons gebruik F en C of gaan ons gebruik F net? En C. Okay, jy kan enige gebruik. Kom ons sê julle twee voorbarig is, gaan gebruik F net toe. Ek het nie aksie verwag, ek is nie goed in hierdie nie. Julle gebruik hom. Nee, dit vir ons nie moeilik nie. Ek kan nie eens die hoekies uitwerk. Hier is die hoekies nie moeilikie, want is nie teen 'n skynste nie. So hier gaan hierdie in 'n ja, hulle gaan ewe moeilik wees. Kom ons doen, daai kant van die klas, so Carla en my doen ook F net. En aan hierdie kant van die klas, Kolbe, jy tel nou as hierdie kant van die klas, doen W en C. Okay, dan kyk ons, kom ons by dieselfde antwoord uit. Okay. En ek gaan albei doen, so kom ons hoop nie ek is voor julle klaar nie, want dit sal embarrassing wees vir julle.
is ek die calculator. Antwoord minder as 1 wees. Kan. Dit voel soos bietjie baie mense. Wat? Hy is okay. 0,98 minus 0,98. Eens is het tyd wat reg is. Maar ek het alles stil te sê. Okay. Kyk mooi wat ek ook ingevul het teenoor joune. Jy het ons gaan uitwerk het 2 kragte gevat en die is ek by mekaar om skalare. Maar daai hoekie gaan 180 grade wees want dit beweeg op en breeding is absoluut hoekie 180 grade. Easy peasy, hierso het die enigste nikosyntief krag is die breiingskrag en dan gooi jy net na. So, hoekom? Ek as fris in dit is nie. Ja, dat is my heel. Okay? Partykeer is dit iemand. Dit hang af van die vraag en die inligting wat jy gegee is en. Dis net as daar niks anders behalwe gravitasie en breeding. Dis nou al goed teen angles wat. Okay. Goed, dan die volgende vraag vra hulle vir jou by B. Die waarde van die gemiddelde wrywingskrag. So nou gaan ons daai formule gaan gebruik wat ons al deurbo gehad het. Okay, nou vra hulle vir jou, maar wat is hierdie krag? So nou sit jy in minus 0,98, ons soek die krag, die afstand wat hy beweeg is 3,2 meter, en hy is ook teen 'n hoekie van 180 grade, want die wrywingskrag is af, en hy beweeg op. So daai hoekie daar is 180 grade. Moet ons nou minus in vervang en nie positief. Ja. Want dit is ons 'n minuswaarde eintlik oorspronklik. Jo. Okay, en dit gee vir jou 0,31. Nee? Kry jy op dit? Ja. Okay. Dan die laaste vraag vra hulle vir jou. Die snelheid van die bal wanneer dit wanneer hy na sy oorspronklike hoogte terugkeer. Okay, so nou verander ons diagram weer ons kragtediagram, maar nou val hy af. Okay. Maar gravitasiekrag is nog steeds af. In watter rigting is wrywingskrag nou of lugweerstand? Op. Nee, want as jy bungee jump of skydiving wat ook al en jy val, dan gaan jou wange so. Nee, wat beteken die lug stoot hom op? So lugweerstand is op. En nou vra hulle vir jou, maar wat is sy spoed as hy deur onder kom? Ja, nou, dis 'n goeie vraag. Dit is 'n goeie vraag. Ja, ons gaan aanneem die grootte
van die of die arbeid verrig deur die lugweerstand bly konstant. Soms moet dit aanneem. Ja, ek moes dit eintlik gesê het in die vraag. Neem aan arbeid bly minus 0,98 joules. So dit maar gaan dit regtig dieselfde wees. Ja. Dan gaan ons nou begin versnel so Ja. meer word. Oh, reg. Okay. Goed, so weer eens kan jy nou enige een van die twee formules gebruik. Nou wil ek julle moet omruil. Die van julle wat nou die een formule gebruik het, gebruik nou die ander een. Dan so switch nou dat jy hulle albei oefen. Ja, dit gaan weer Ons NGA finaal is 0 vat juffrou, maar sy oorspronklike posisie. Dan is nou Ja. Kijk. So, graad julle. Het julle die antwoord gekry? Ja. Okay. Julle huiswerk vir die vakansie wat ook al jy weet. Dit is in die boek wat ek vir julle uitgedeel het, né? Wil ek julle moet vir my doen op bladsy 62 en 63. So skryf daar in jou skryfboek bladsy 62 en 63, nommer 18 en 19. Nommer 18 en 19. Moet jy vir my doen asseblief. En dan, as jy terugkom, gaan ek vir julle 'n klastoets gee. Nie vir punte nie, maar vir julle 'n klastoets gee oor een van hierdie eksamenvrae. Uit hierdie boekie gaan ek uithaal. Nie een van hierdie twee wat jy gaan doen vir huiswerk nie. Een van die eksamenvrae gaan ek vir jou gee om te doen met definisies en. Kyk. Alrighty, geniet julle tweede